life flowing out from me. It makes the lame to walk and the blind to see. Amen. Daar's 'n rivier van lewe wat uit elkeen van ons uitvloei. Amen. Dit kom van die Heilige Gees. Jesaja 11 vers 3 lees ons vers 1 en daar sal 'n takkie uitsprei in die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra en op hom sal die Gees van die Here rus. Nou ek het al in 'n vorige keer vir julle gesê, daar's net een Heilige Gees, maar daar's verskillende manifestasies of verskillende kantore as jy dan nou wil van die Heilige Gees. 7 werkinge van die Heilige Gees. Nou ons sien dit hierso in Jesaja 11 vers 3. Sien ons dit en ek gaan nie herhaal wat ons altyd gesê, die Heilige Gees is soos vuur, soos reën, soos wind, soos water, soos die siel van die Heilige Gees en al daai tipe van ding. Ons het dit jare terug het ons dit so gepreek, maar ek wil dit vandag uitlig uit Jesaja 11 vers 3. Hy sê, en op hom sal die Gees van die Here rus. Vers 2, die Gees van wysheid, die Gees van verstand, die Gees van krag en sterkte, die Gees van wysheid en die Gees van kennis en die vrees van die Here. Nou dit klink nogal baie dieselfde, want daar's baie verstand en baie kennis en baie wysheid. Alles klink basies dieselfde. Maar as jy dinge, kom ons vereenvoudig dit 'n bietjie en ons kyk wat kan ons leer uit hierdie uit. As ons dinge gaan vereenvoudig, kom ons kyk wat doen die Heilige Gees in ons lewens. Kinders, julle moet mooi luister. Dit is nie 'n maklike les nie, maar julle sal kan verstaan. Die Heilige Gees is nie 'n ding nie. Die Heilige Gees is ook nie 'n iets nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is die derde persoon van die drie-enige God. En baie keer het mense nie respek vir die Heilige Gees nie. Mense sal tydjie dink, ek kan maar gou-gou, ek kan maar nou gou-gou lawaai maak, want die mense is maar net besig om te aanbid. Jy bedroef die Heilige Gees, wat die derde persoon is van die drie-enige God. Amen. So die Heilige Gees is 'n persoon. So al die kinders sê gesamentlik by die Heilige Gees is 'n persoon. Hy's nie 'n dit of 'n hom of 'n krag of 'n dit of 'n dat nie. Hy is 'n persoon. Wat maak 'n verskil tussen 'n persoon en 'n ding? Wat is die verskil tussen 'n persoon en 'n ding? 'n persoon lewe lyk gevoelens. 'n persoon lewe en hy het gevoelens. Wat is 'n ding? Daai stoel is 'n ding. Het daai stoel gevoelens? Nee, hy het geen gevoelens nie. En dis waarom die Bybel sê in Efesiërs 4, bedroef nie die Heilige Gees nie. Ek gaan later daarby uitkom en dan gaan ek iets daaroor sê. Nou Jesus sê vir ons in Johannes 16, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Nou dink sy disippels het nie mooi verstaan nie, maar hier is al sy disippels rondom Jesus en hulle is lief vir hom, hulle is gewoond aan Jesus. Hulle is gewoond Jesus maak brood meer as hulle nie genoeg brood het nie en as hulle nie iets het om te drink nie, dan voorsien Jesus vir hulle. As iemand dood is, dan maak hy persoon lewendig. As daar nie wyn is op die troue nie, dan maak hy wyn van water ensovoorts. So hulle was soort van gewoond gewees daaraan dat Jesus is by hulle en Jesus is soort van hulle held, want Jesus kan hulle red uit enige situasie uit. Dink aan toe hulle op die see van Galilea was en die skip amper wou vergaan. Het hulle maar net vir Jesus geroep en gesê, Meester, gee nie daar nie om dat ons vergaan. So hulle was so gewoond daaraan gewees om vir Jesus te roep en te sê, Jesus kom help gou hier. Jesus, daar's nie wyn nie, kan jy nie saam aan. Jesus, hierdie ou kan nie sien nie. Jesus, hierdie ou is doof. Ensovoorts. Nou kom Jesus in Johannes 16 vers 7 en hy sê, dis goed dat ek weggaan. En ek dink sy disippels
sy koppe gaan ding dong, ding dong, ding dong. Hoe kan dit nou goed wees as hy weggaan? Hulle is dan nou so gewoond aan hom. Hulle wil graag hê, hy moet by hulle bly. Amen. En hy sê, want as ek nie weggaan nie, kan die Heilige Gees, die trooster nie na julle toe kom nie. Maar as hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid inlei. Nou, onthou waarheid. Knoop dit in jou brein. Waarheid. Wat is die teenoorgestelde van waarheid? Leuns. Ok, knoop dit in jou gedagtes. So die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. So as jy iemand is wat daarvan hou, miskien is jy 'n kind wat graag daarvan hou om te jok. Jy jok oor alles, jy jok soos 'n bok oor alles. Hou die Heilige Gees daarvan? Nee. As jy jok, as jy 'n leenaar is. Nee, hy hou nie daarvan nie, want hy is die Gees van die waarheid. Nou, baie keer is mense deceitful, Afrikaans, deceitful, skelm, agterbaks. Heilige Gees hou nie daarvan nie. Wees openlik en eerlik. Amen. Moenie iets voorgee wat jy nie is nie. Want jy kan God nie om die bos lei nie. Jy kan nie God om die bos lei. Jy kan nie toneel speel en sê, maar ek is so en so en so, en dan is jy eintlik nie so en so nie. Amen. So die Gees van die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. Hy hou van die waarheid. Hy hou nie van die leuen nie. Ok? En hy is ook die Gees wat troos. Hy is die een wat troos. Ons sien uit Johannes 16 uit, die Heilige Gees is God self. Baie mense dink die Heilige Gees is nie God self nie. Hulle is 3, maar hulle is 1. Heilige Gees is net so God, soos wat Jesus God is, en soos wat die Vader God is. Amen. En een is nie meer belangrik as die ander een nie. Baie mense dink, God die Vader is die baas, en Jesus is die Seun, en die Heilige Gees is die een wat maar net altyd daar moet wees en alles moet doen. Nee, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is 100% gelyk in die vorm van God. Amen. So, ons moet dieselfde respek hê vir die Heilige Gees as wat jy sou hê asof Jesus vandag hier fisies gestaan het. Selfde respek moet jy hê daar vir die Heilige Gees. Nou, daar's 'n paar dinge wat hy hier so sê in Johannes 16. Hy is God self. Hy sal troos. Daar's nie iemand wat so kan troos soos die Heilige Gees self. Die Heilige Gees kan jou troos soos wat geen mens jou kan troos nie. Baie keer soek ons dat mense ons moet troos, maar die Heilige Gees is die een wat jou eintlik troos. Hy sal die Vader verheerlik. Hy sal jou in die volle waarheid inlei. Hy gaan jou in die volle waarheid inlei. Baie keer soek mense, hulle soek vir kennis, hulle soek vir waarheid, hulle soek raad. Hulle soek raad. Oplossings. En dan gaan soek hulle raad op die verkeerde plek. Pastoor Jan, waar sê jy, waar gaan soek hulle? Oplossings. Hulle soek oplossings vir hulle probleme. Die Heilige Gees is die een wat vir jou die oplossing gaan gee van jou probleem. Hy is die een wat jou in die volle waarheid inlei. Hy is die een wat vir jou oplossings kan gee van probleme wat so ingewikkeld is, dat jy jouself knoop, kan die Heilige Gees kom, want hy is die Gees van die waarheid, hy is ook die Gees van kennis en van wysheid. Nou is nog 'n ding wat hy hier sê in Johannes 16. Die Heilige Gees weet ook die toekoms. Ja, want dit staan hier in Johannes 16. Hy ken die toekoms. Heilige Gees ken die toekoms. Nou gaan jy en jy sê, ek gaan dit doen. Ek gaan dat doen. Ek gaan dit doen, ek gaan dat doen. Ek sal so maak en ek sal so maak. Jy het nooit stil geraak en vir die Heilige Gees gevra. Heilige Gees,
dink jy, moet ek doen nie? Ja. Dalk net om daai draai, lê jou ondergang. Die Heilige Gees weet dit. Heilige Gees gaan jou waarsku. Heilige Gees gaan sê, luister, liewerste. Luister, liewerste. Heilige Gees gaan vir jou die toekomstige dinge. Nou baie mense lees die toekomstige dinge. Dan dink hulle, die Bybel praat van die eindtye. Praat nie van die eindtye. Hy praat van, hy sal vir jou lei, sodat jy in die toekoms nie verkeerd sal stap nie. Maar, die Heilige Gees is 'n gentleman. Amen, ja. Heilige Gees dwing homself nie af op niemand nie. Ja. As jy nie die Heilige Gees in jou lewe wil hê nie, hy gaan homself nie op jou afdruk nie. As jy sê, dis nie vir my nie, fine. Maar jy gaan sonder so baie dinge deur jou lewe gaan, waar die Heilige Gees jou kom gehelp het. Baie Christene is soos iemand wat op 'n skatkis sit. Hier's 'n skatkis, vol wysheid, vol genade, vol vrede, vol waarheid, vol kennis, vol wysheid, alles, vol krag, vol blydskap, liefde, vrede, alles. Skatkis. En baie Christene sit op hierdie skatkis. Doens, hulle sit op hom. Hulle sê, ek weet dit is beskikbaar. Ek sit op hierdie ding. Maar die skatkis oop en engage met dit wat die Heilige Gees reeds vir jou daar gestel het om te kan hê. Maar Heilige Gees gaan homself nie op jou afdwing nie. Jy moet surrender. Jy moet sê, Heilige Gees, hier is ek. Doen met my wat U wil met my doen. Dan maak jy die skatkis oop en dan kom daar uit hierdie verskillende manifestasies van die Heilige Gees. Een van hierdie manifestasies, ek gaan vandag net een manifestasie behandel, maar een van hierdie manifestasies is die Gees van krag en sterkte. Nou, almal van julle het daai Griekse woorde gedoen van krag en sterkte. Dunamis, kratos, energia en daai. Toe Jesus in die graf gelê het, het die Heilige Gees hom opgewek uit die dode uit. So sterk is die Heilige Gees. Want God het die bevel gegee en God het gesê, laat my seun lewendig word. En die Heilige Gees het die werk gaan doen. Die Heilige Gees het Jesus opgerig en hom lewendig gemaak. So een van die manifestasies van die Heilige Gees, hy is die Gees van krag en van sterkte. As jy swak voel, wie is die Gees van krag en sterkte? Die Heilige Gees is. Halleluja. So ons sien, daar's nog een, die Gees van raad en verstand. En die oorspronklike woord daar is counselor. Counselor. So, dis bietjie meer as net kennis. Dit is geestelike insig om 'n counselor te wees. Nou, vandag gaan ek net een behandel. En dis Johanna se favourite. Dankie Johanna dat jy vandag hier is. Hierdie is jou favourite. Ek gaan net die siel van die Heilige Gees behandel vandag. Ek weet Johanna, nee Johanna, jou favourite, nee. Nou, as jy gebore word, al die kinders, kyk gou vir my, toe jy gebore is, het jy bene gehad? Ja. Het jy bene gehad? Het jy dadelik geloop? Nee. Hoekom het jy nie dadelik geloop nie?
Jy was op die stad. Toe jy gebore is, het jy uit die hospitaal uitgeloop. Hæ? Nee. Dis dieselfde met die Heilige Gees. Jy kan die Heilige Gees in jou hart hê. Maar jy gebruik dit nie. Jy gebruik nie daai bene nie. Jy loop nie met die krag van die Heilige Gees. Jy het bene. Heilige Gees is jou bene. Jy gebruik dit nie. Jy sit op hierdie skatkis en jy sê vir jouself, ek weet dit is daar, ek kan dit gebruik as ek wil. Why don't you use it every day? Use it every day. En onthou, hy is 'n persoon. Amen. Hy is nie 'n ghost. Nou ja, ek weet in die Engelse Bybel staan daar Holy Ghost. It's the Holy Ghost in power. Maar hy is nie 'n spook nie. Hy is 'n persoon. Amen. Hy het gevoelens. Soos wat ons nou gaan sien. Die Heilige Gees kan bedroef word. Nou, die siel van die Heilige Gees. Kom ek gaan begin daarmee. Efesiërs 1 vers 13. In wie julle ook, nadat julle die woord van die evangelie gehoor het, die evangelie van julle redding, in wie julle ook, nadat julle geglo het, verseël is met die belofte van die Heilige Gees, wat die onderpand is van ons erfdeel. Kom ek sê net iets van 'n seël. In die ou dae het die ou konings het 'n seelring gehad met die koning se coat of arms, nee, wat noem jy dit, sy spesifieke kentekens was op hierdie ring gewees. Nou in die ou dae was daar nie internet nie en die koning het 'n brief byvoorbeeld geskryf en hy het hierdie brief gevat en hy het hom gevou en dan het hulle was gevat, gewone kerswas en hulle het dit gesmelt en hulle het die brief toegevou en hulle het dit daar gegooi en die koning het gekom en hy het sy ring gevat, sy seelring met sy kenteken daarop en hy het dit in die was, die kerswas gedruk en hy het dit op die seël gesit. En dan was hierdie brief verseël gewees. Nou, dit het 'n klomp goeders gesê. Dit het 3 dinge gesê. Die eerste ding is gesê, hierdie brief, hierdie belofte, kom van die koning homself af. Want as jy daai kenteken sien, dan sien jy, dis koning so en so, wat hierdie brief gestuur het. So jy weet, dit is autentiek. Dit kom nie van Chabula af nie. Dit kom van die koning van die konings af en die Here van die Here af. Kom nie van waar ook al nie. Die inhoud van die brief kon jy maar op staat maak. Want wie het dit geseël? Koning. Die koning het dit geseël. Nou in hierdie geval is die koning van die konings, is God ons Vader, het hierdie brief gevat en hy het gesê, wat sê die seël van die Heilige Gees? Die seël van die Heilige Gees sê, jy, Johan, is die koning se eiendom. Jy behoort aan die koning. Wow, dis fantasties. Ander Johan, jy behoort aan die koning. Was het nog een Johan, jy behoort aan die koning. Nou, hierin is iets fantasties. Johan, as iemand aan jou vat, en jou wil skade aan jou, wie se eiendom is jy? God se. Dis God se eiendom. En dis waarom dit so wonderlik is, dat ons binne in die beskerming bly van jou verhouding met God. Wat as iemand aan my vat? Dan vat hy aan God se eiendom. Jy gaan nie wen nie. Jy gaan nie wen nie. Dit wat jy doen aan kinders van die Here, gaan nie werk nie. Want jy is God se eiendom. So,
Die siel van die Heilige Gees sê, die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het die Here daai siel gevat en hy het hom gedruk en hy het gesê, nou, in die ou dae het hulle Kersfees gebruik. Waarin het God sy siel gedruk, wat hy op daai belofte gedruk het? Die bloed van Jesus Christus is ook rooi. So wat is die waarborg? Die bloed van Jesus Christus. En hierdie brief het ook gesê, jy kan dit maar trust, dis 'n real deal, dis waar, dis 100% so. So plaas God sy seël op jou en sê, jy's waarlik my kind. Die seël beloof beskerming. Soos ek sê, as iemand aan jou hand vat, dan vat hulle nie aan jou hand nie, want jy behoort aan God. God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees. As iemand aan jou vat, Annetjie, dan vat hulle nie aan jou nie, hulle vat aan God se eiendom. Daarleen, as iemand aan jou vat, hulle vat aan God se eiendom, want jy het jou lewe oorgegee aan God. Kinders, moenie bang wees vir wat mense aan julle gaan doen nie. As jy jou hart vir die Here gegee het, behoort jy lock, stock en barrel aan God self. As iemand aan jou vat hulle aan God se eiendom. Dink jy nou regtig waar? God gaan nie daar sit en niks doen as mense jou kwaad aandoen nie. Nou hy gaan jou beskerm. Dit sê ook, hierdie seël van die Heilige Gees, sê ook, dis 'n down payment vir jou erfenis wat nog gaan kom. Wat is jou erfenis wat nog gaan kom? Wat is die belofte wat elkeen van ons het? Elkeen van ons het die belofte, dat as ons die tydelike met die ewige verwissel, dan het ons die ewige lewe. Dis jou erfenis. Die seël van die Heilige Gees is jou down payment vir jou erfenis wat jy gaan kry. Dis jou waarborg dat dit wat God gesê het, gaan regtig waar gebeur. Nou die Griekse woord is arabon. Die Griekse woord is arabon. Wie van julle wil hom neerskryf? A-R-R-H-A-B-O-N. A-R-R-H-A-B-O-N. A pledge or a down payment on something that already belongs to you. So, arabon, jou down payment, jou waarborg, dat as jy die tydelike met die ewige verwissel, dan is jy veilig. Net soos wat jy veilig was in jou lewe, net so is jy veilig die dag, as jy nie meer hier is nie, en jy gaan na jou hemelse koninkryk toe. Arabon is a pledge or a down payment on something that belongs to you already. Die belofte, Romeine sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan is ons ook erfgenaam. Halleluja. Jy's 'n erfgenaam. Jy het geërf. Jesus het gesterf. Amen. Daai seël van die Heilige Gees is gedruk met God die Vader se seël. Kom ek vra julle vas. Hoe weet ons dat God was tevrede met Jesus terwyl hy op aarde was? As daar iemand is wat my nou vandag kan antwoord, hoe weet ons dat God die Vader was tevrede met Jesus toe hy op die aarde was? Toe Jesus gedoop is. Pastoor Jan, jy wen dit. Toe Jesus gedoop is. Yes, wat kry jy? Ja, stop dit. Toe Jesus gedoop is, Pastoor Jan, jy gaan vir ons dit kom sê. Ja, dit is baie mooi, Pastoor Nipe, ek hou van die seël. Dis verseker, dis ewig. Niemand
Niks kan dit wegvat nie. En toe Jesus dan gedoop is, en die doop praat dan juist van die sending waarop hy was, die 3 dae kruisoperasie. Amen. Want die water is die plek waar hy begrawe word met die doop. Baptisme beteken totale, algehele onderdompeling. En wanneer hy dan onder die water verdwyn, dis kruisig dood begrawe. En dan wanneer hy uitgelig word uit die water uit, is dit lewendig word, opstaan en sit. En toe Jesus dit voltooi het, toe kom daar 'n stem uit die hemel uit in 'n duif. Julle weet, toe is hy gevul met die Heilige Gees. En dit was soos 'n duif wat op hom kon sit het, en 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my seun, in wie ek wel behaag het. Nou al die seuns en dogters waai vir my, almal wat Jesus aangeneem het. Amen. Jy sien, hy gee dit vir jou as 'n geskenk. Toe jy hom aangeneem het, toe ontvang jy hierdie seël. En die Heilige Gees kom nou binne in jou, en hy bevestig aan jou. Dis so, niemand kan dit van jou wegvat. Ja. Amen. Baie dankie, baie mooi lesbestuding. Amen. Arabon, a pledge or a down payment on something that belongs to you. So die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Let op die woorde saam. Saam verheerlik. Saam met Jesus opgestaan. Saam met hom gesterf. Nee? Saam met hom gesterf. Daar's 'n liedjie, oh, I want to know him more. To know him in his death and resurrection. Dis 'n belangrike sleutel daai. Want jy kan nie opstaan uit die dode uit as jy nie eers gesterf het. Ja. Jy moet sterf vir jouself, vir jou eie belang, vir jou eie vlees. En baie keer is Christene se vlees is in die pad, want hulle wil net doen wat hulle wil doen. Hulle vra nie die Heilige Gees nie. Jy sien, as jy een geword het met Christus en sy Gees in jou, dan is jy nie meer apart nie. Jy kan nie vandag opstaan en sê, okay, vandag wil ek nie deel wees van die Heilige Gees nie. Vandag wil ek nie deel wees van die Here nie. Ek sal weer môre, of ek sal weer oormôre. Dit werk nie so nie. As jy geseël is met die seël van die Heilige Gees, is jy een gees met God. Ja. Ons het een geword. Ons het een geword. Jou lewe wat jy geleef het, leef jy nie meer nie. Dinge wat vir jou belangrik was, is nie meer vir jou belangrik nie. Nou mense sê, as jy een keer die seël van die Heilige Gees ontvang het, is jy gewaarborg dat jou reis deur die ewigheid goed sal wees. Ja, in beginsel is dit so. As jy een keer jou hart vir die Here gegee het, in beginsel is dit so. Maar, daar's tog 'n gevaar. Daar's tog 'n gevaar. Ja. Want hy sê, Efesiërs 4:30, en bedroef nie die Heilige Gees nie, deur wie julle verseël is tot op die dag van verlossing nie. Ja, amen. Bedroef nie die Heilige Gees nie. Jy kan my maak, hartseer maak. Moenie die Heilige Gees hartseer maak. Ja. Bybel sê, alle sonde sal die mens vergewe word, behalwe die sonde wat gepleeg word teen die Heilige Gees. Moenie die Heilige Gees cheap vat nie. Ja. Want hy is die derde persoon van die Godheid. Amen. Nou, Paulus sê, kan 'n mens hierdie seël van die Heilige Gees verloor? Ek weet nie, ek gaan myself nie uitlaat daaroor nie. Maar ek weet in my lewe, jy kan die kosbaarste goed in jou lewe hê, en basies kan jy alles verloor. Ja. Jy kan jou vrede verloor, jy kan jou blydskap verloor, jy kan jou passie vir die Here verloor, jy kan basies kan jy alles verloor. Ek ken te veel mense wat op 'n stadium die Here gedien het met alles wat hulle is en het.
en wat die Heilige Gees so bedroef het, en hulle wandel nie meer in die waarheid van die Gees nie. Ek gaan nie sê hulle het die siel van die Heilige Gees verloor nie. Dis God wat daaroor moet besluit. Maar ek sou sê, moenie kanse vat nie, om dit te wil verloor. Hoe kan jy dit verloor? Efesiërs 4 vers 25. Oneerlikheid. Om te lieg. Sê nou maar jy staan hier voor my. Onthou nou, jy is God se kind en ek is God se kind. Sê nou maar jy staan hier voor my en jy lieg vir my in my gesig. Jy sê vir my, pastoor Liepie, so en so en so en so. God is in jou en God is in my. Vir wie lieg jy eintlik? Vir God. Jy lieg vir God. Moenie vir die Here probeer lieg nie. Amen. Jy gaan sleg tweede kom. So, die Heilige Gees word bedroef deur oneerlikheid. Moenie lieg nie, praat die waarheid. Amen. Tweegesigtigheid. Efesiërs 4 vers 25. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, want ons is mekaar se lede. Hierdie is die liggaam van Christus. As ek iemand daar agter vat en ek maak dat iemand daar agter seer, wat deel is van die liggaam van Christus, wie maak jy nou eintlik seer? Jy maak die liggaam van Christus seer en bedroef die Heilige Gees, want almal behoort aan God. Amen. So, dan die tweede ding is korrekte kommunikasie. Efesiërs 4 vers 29. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat nodig is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Ja, amen. Nou baie keer slaan jy jou vinger met die hamer raak en dan sê jy, o, en nou, dis nie mooi nie. Amen. Maar, daar's ander dinge wat jy kan met jou mond verkeerd sê. En dis om ander mense af te breek. Amen. Wat deel is van die liggaam van Christus. Jy kan hulle afbreek met jou woorde. Yes. Slaan dan nou maar liefste jou vinger raak in die hamer en dan sê jy, o eina, genade tog. Gat op dat dan het ek my vinger raak geslaan. Nee. Maar moenie dit waag om teen die Heilige Gees se mense jou mond te rek en te sê, hoe daai persoon is so en so en so en so en so sleg. Don't you dare to do it. Moenie dit doen nie. Net 'n woord wat nodig is vir die nodige stigting. Amen. Stigting en opbouing. Ja, as jy iets vir my wil sê, bou my op en stig my. Moenie na my toe kom en vir my sê, o, jy is so en so en so en jy is dit en dat nie. Woord wat nodig is vir die stigting. Pastoor Jan, ek wil jy moet gou vir ons kom vertel van die ou oom wat ons huis aangebou het. Ons het 'n ou oom gehad wat ons huis wat aan ons huis aangebou het. Ja, hy was 'n Christelike oom. Ons het op 'n stadium ons huis moes vergroot en ons het dienste gehou in die huis self. En die huis was so 'n bietjie beperk geweest en ons besluit om 'n stuk aan te bou. En ons het, ek dink ek het vir my pensioengeld van die myn gekry. So daar was fondse. Toe soek ons nou na iemand wat betroubaar is, wat nou vir ons die aanbouerswerk kan doen. En ons het oral gesoek en toe word aan ons voorgestel iemand wat die mense wil sê, joh, hierdie is 'n groot Christen. Baie groot Christen oom het. En ons ontmoet toe die oom het en hy loop so oor van sy Christenskap. Hy blink behoorlik so.
En ek en Mimpie sê, wauw, is dit nie fantasties dat die Here nou vir ons die regte persoon gestuur het om nou hierdie aanbouingswerk te doen. En die bouery het begin en was omtrent amper klaar, was besig om binne nou finaal reg te maak. En die oom het die hele tyd so gesing, al hierdie ou Pinksterliedjies, jy weet. En ons gaan toe dorp toe en ons kom terug en ons hoor weer daar oor die oom sing. En hy sing daai Heilige Gees liedjie en hy sing, laat dit waai deur my, o Here se Gees waai deur my. Nou staan ons so in die gang, maar as jy nie kan sien nie, het ons nou hoor hoe mooi sing die oom het. En die volgende oomblik onderbreek hy sy eie gesang en hy begin vloek. Want hy staan nou bo op die skeffelsaal binne in die huis en van sy mense werk daaronder en hy sien een van hulle wat nou fout maak daar en hy uit die liedjie uit, sommer so uit die liedjie uit, jou dierse beese gemors, vloek hy daai arme werker van hom. Ek kan nou nie daai vloekwoorde uitspreek uit die liedjie uit. En toe hy klaar gevloek het, toe gaan hy aan met die liedjie. Laat dit waai deur my, o die Gees van God. Ek weet, dis beslis nie die Gees van God wat deur hom waai nie. Ek weet nie wat waai deur hom nie, maar dis nie die Here nie. So, ek het so gly gevang. En weet jy daar agterna, sukkel nou nog met probleme met daai aanbouingswerk. Nie goed gedoen nie. Glad nie goed gedoen nie. So, dit was 'n foutjie. Die ou mense het gesê, nie alles wat blink is goud nie. Korrupte kommunikasie. As jy 'n negatiewe rapport uitdra oor goeie mense en 'n slegte gerug oor hulle versprei, bedroef dit die Heilige Gees. Vers 28. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hy met sy eie hande werk sodat hy iets kan hê om te gee. Vers 31. Alle bitterheid en woede en spytvolnis, alle bitterheid en woede en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Moenie gil en skreeu oor die huis nie. Is net een persoon op wie jy kan gil en skreeu, is op die duiwel. Yes, amen. Maar as jy met mense praat, dan praat jy ordentlik. Amen. Hoor jy wat ek sê? As jy met mense praat, praat jy ordentlik. Gil en skree nie op mense nie. Bitterheid en woede en spytvolnis. As die Gees van God in julle woon, sal hy ook julle sterflike liggame lewendig maak deur die Gees. If the same Spirit that raised Christ from the dead dwell in you, it will quicken your mortal body. Amen. Hoekom dink julle loof en prys ons? Hoekom dink julle loof en prys ons? Dink julle ons het niks om met ons tyd aan te vang nie? We want to quicken you. Amen. If the same Spirit and the same Spirit dwells in you. Amen. 2 Korintiërs 1 vers 22 sê, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand gegee het in ons harte. Die Heilige Gees is nie iets wat jy aanwend nie. Jy moenie die Heilige Gees hê nie. Hoor mooi wat ek sê. Jy moenie die Heilige Gees hê nie. Die Heilige Gees moet jou hê. Ja. Amen. Moenie sê, ek kan in tale bid. Ek het die Heilige Gees. Dit sê net, ek ken baie mense wat in tale bid en nog steeds lieg bedrieg en ander mense besteel en alles en alles. Moenie jy sê, ek het die Heilige Gees nie, maar sit jy op hierdie kassie. Dat die Heilige Gees jou besit. Amen. Die Heilige Gees is 'n inwonende derde persoon van die drie enige God. Jy moet na hom luister. Nie na mense nie. Moenie na mense luister nie. Mense sal jou van die balle van die sloot help. Mense sal jou allerhande gaan mors sê. Mense sal vir jou soveel stupid raad gee. Moenie na mense luister nie. Jy het die inwonende Gees in jou.
wat moet ek doen? Ja. En hy sal vir jou die regte woord gee. Hy sal vir jou die regte, want hy is die gees van die wat? Waarheid. Van die waarheid. En hy sal jou lei in die volle waarheid. Gaan hy ooit vir jou jok? Nee, want hy is die gees van die waarheid. Amen. En dis hoekom die Heilige Gees nie daarvan hou as jy lieg nie. Moenie lieg nie. Sies man, moenie lieg nie. Jy weet in die Bybel is daar mense wat gelieg het. Ananias en Safira, hulle het gelieg vir die Here. Hulle het gesê, ons gaan hierdie geld vir die Here gee, maar hulle het dit gedoen. Kyk nou mooi wat het hulle gedoen. Hulle het dit gedoen om shine te vang. En hulle het gekom en hulle het gesê, ons het hierdie stuk grond verkoop en ons wil dit ook gee. Maar toe hulle dit in hulle hand hou, te sien hulle, wow, dit is daarom 'n bietjie baie. Kom ons hou so 'n stukkie daarvan vir onsself. Nee, kan nie lieg vir die Heilige Gees. En die apostel sê, Ananias, Safira, toe julle die grond verkoop het, was dit nie julle sin gewees nie? Dit was julle sin, julle kon besluit het om niks te gee nie. Maar nou het julle gesê, sodat almal kan sien, julle gaan soveel en soveel gee. En toe lieg julle, gelees dit in Handelinge, waarom het Satan julle harte ingekom om vir die Heilige Gees te lieg? Nie lieg vir die Heilige Gees nie. Amen. Okay, dit is nie eintlik op my notas nie. Nou, 1 Tessalonisense 5:19. Blus die Gees nie uit nie. Wie van julle hou van die vlammetjie? Lekker, nee. Die vlam van die Gees wat in jou brand, hou jou aan die gang. Moenie die Gees uitblus nie. Hou daai Gees altyd aan die gang. 1 manier om die vlees, om die Gees te blus, en dit is wat jou vlees oorneem. Jou vleis, as mense wat praat van jou vleis, moenie laat jou vleis jou oorneem nie. Want jy kan nie in jou vleis en in jou gees terselfdertyd wees nie. Is either die gees of die vlees. Amen. As jy in die vlees is, behaag jy God nie. Amen. So. Wie van julle kan vir my sê, al die kindertjies, sê gou vir my, waar kom olyfolie vandaan? Olywe. Ja nee, waar kom olyfolie vandaan? Waar kom olyfolie vandaan? Van? Olywe af. Okay? So, wie van julle kan vir my sê, sê nou maar hier is 'n olyfoom hier buitekant en hy het olywe aan. Dan sit mens mos die emmer onder die olyf. En dan druk die olie mos in die emmer. Nee. Ha? Nee. Nee, hè? Met 'n pas. Nee. Nee. Maar die olyf het 'n skilletjie om. Nee. Dat skilletjie is jou vlees wat gaan kruisig moet word. So wat maak hulle met die olywe? Dan gooi dit in 'n olyfpars. Twee groot klippe. Een groot klip daar en 'n groot klip daar. Sit hulle olywe tussenin. Dan laat sak hulle daai hoogste klip. En dan draai hulle daai ding. En dan is daar 'n voertjie in die klip. En onder loop die suiwer olyfolie uit. Baie keer wil mense nie swaar kry nie. Hulle wil nie hulle vlees kruisig nie. Hulle wil nie vir die Here enige iets doen nie. Nee man, ek wil my nes moet gesag wees. Nee. Jy sal nooit olie kan gee as daai lewe nie gecrash word nie. Wat het met Jesus gebeur? Is Jesus vrygespreek van die kruis of is hy gecrash aan die kruis? Hy is gecrash. En dis waar die olyfolie vandaan gekom het.
2 Korintiërs 3 vers 14, maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly hulle by dieselfde bedekking, sodat dit opgelig word. Ek is besig om in te kom vir die laaste landing. Die bedekking wat in Christus vernietig word, vers 15, ja, tot vandag toe wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer, is die bedekking weggeneem. Vers 17, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is daar vryheid. Amen. Halleluja. Maar hy skilletjie moet afkom. Hy skilletjie moet afkom, anders dan kan die olie nie uitkom nie. En dan sê hy so, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander, van gedaante tot gedaante verander, na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, deur die Gees wat die Here is. Amen. Pastoor Jan, wil jy iets sê? Natuurlike gesig in 'n spieël sien? Wil jy iets gesê? Nou sien ons die spieël in 'n raaisel? Nee, oké, ons gaan aan. Waarom dit onmoontlik is dat God kan lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voor lê. Ons het dit as 'n anker vir die siel, wat veilig en vas is, en wat ingaan binne in die voorhangsel, waar Jesus vir ons as voorloper ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek hoëpriester geword het vir ewig, en die gordyn is geskeur. Die olyf se skilletjie en die gordyn wat skeur en die bedekking wat Moses gehad het, is alles dieselfde ding. Toe Jesus sterf aan die kruis, toe die gordyn geskeur van bo na onder. En op daardie stadium is Jesus se vlees gecrash. En die olyfolie kon uitkom. Matteus 27 vers 50. Daarna het Jesus met 'n groot stem geroep en die Gees gegee en kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo na onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. Vers 54. En die hoofman sê, waarlik, hy was die seun van God. As 'n test. Hy was die seun van God. Amen. Laat die Heilige Gees ryklik in julle woon. Moenie op die skatkis sit en sê ek het die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees jou het. Surrender na die Heilige Gees. Maar kan nog nie afsit nie. Ja, Pastor Minnie, baie dankie. Dit was nou vir my 'n baie insiggewende les. Sy het baie moeite. En nou was ons liefde hondjie, ons het nou gister ook die Gees gegee. So terwyl hy nou so siek daar lê, toe kon sy nogal gesukkel om voor te berei. So tussen dit alles deur, sy nog steeds in die tot. Pastor Minnie, daar's 'n belangrike dame in die kerk wat altyd ons herinner aan almal se verjaarsdag. Yes. En ek wonder nou hoekom is sy my nou nie vanoggend herinner nie. 'n baie belangrike persoon wat verjaar. Wil jy iets sê? Ja, maar ek gaan haar aanspreek op haar voornaam. Karen, ek wil net vir jou sê, baie dankie dat jy nie net 'n lidmaat is van hierdie kerk, maar dankie dat jy 'n diensknegt is. Dankie dat jy 'n steunpilaar is. Dankie dat ons weet dat ons altyd op jou kan staat maak.
dat ons jou partykeer in die middag kan bel en sê, Karen, ons het hierdie probleem, kan jy ons kom help? En nog nie een keer het sy gesê, jammer pastoor, ek is besig. Altyd sê sy, seker ek help enige tyd. Karen, dankie dat jy my dogter is. Ek voel geëerd dat jy deel is van my familie. En ons wil vir jou sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou nog baie jare seën en spaar. Dankie vir die voorbeeld wat jy stel vir so baie mense. Amen. Sy is 'n diensknegt. Amen. Dankie Karen. Altyd met 'n smile. Altyd met 'n smile. Dankie. Amen. Ek wou net dit doen. Baie dankie julle. Dankie ook vir julle geduld en ons waardeer julle teenswoordigheid, julle samewerking, julle ondersteuning. Wees nou vandag vir julle 'n baie spesiale dag is. As daar mense is wat gebed nodig het, Ons is hier. is hier so vir julle. Amen. Baie dankie. Amen.